Goed, so kom ons val met die deur in die huis en bid ons net saam. Amen. Here, ons dankie dat U God is en dat U die hoogste gesag is. En voor U buig elke knie en bely en tong bely dat U die Here is. En dit is wat ons vrywilliglik vanoggend doen. En ons bely U as Heer en Meester ook van hierdie diens. Ons aanbid U. Dankie vir die voorreg om saam te kan aanbid en ook die voorreg om na U woord te luister. En ek bid vandag net, Here, I surrender my heart, myself to You, dat dit vandag regtig kan wees. So spreek die Here in Jesus naam. Amen. Nou, ek het nou 'n Engelse tema, het julle nou weer op die groep gesien, maar daai Engelse tema is nou net 'n Engelse tema met 'n Afrikaanse begrip. Goed, maar blaai so lank saam met my na 2 Konings 9. Goed, 2 Konings 9. Nou net voordat julle daarna toe blaai, die tema is as you exit, you will enter. Goed, as you exit, you will enter. Nou ek bid vandag en dat hierdie vir altyd vir jou 'n lewensbeginsel sal wees. Goed, so dit is op soveel hoe sal ek sê, beginsels, dit geld vir so baie dinge in ons lewens. Nou, Irina het nou ook baie interessant vanoggend begin oor 'n arend, so ek wil net gou 'n vinnige storie vertel van 'n arend, en dit is die oomblik wanneer iemand 'n arend vang en in 'n hok sit. So ek maak nou sommer net 'n kort daarvan, maar as iemand 'n arend in 'n hok sit en hierdie arend sit in hierdie hok en hy kyk daar buite en die arend, 'n vry arende vlieg daar buite en hulle fluit en hulle gaan te kere, dan wie van julle weet wat doen daai arend hier binne wat in die hok sit? Filies? Hy sê hey. Hey. Ja, nou as hy hey maak, wat wie van julle wat begin gebeur? Yes, hy kan homself doodmaak, hy begin gefrustreerd raak, hy trek sy vere uit, hy klap en hy skop en hy gaan te kere daar binne. Hoekom gaan hy te kere daar binne? Want dis nie sy plek nie, stem jy saam? Hy is nie vry nie, en dan is daar uitdrukking, en ek onthou, toe ek nog net by die Here gekom het as 'n jong seun, toe het ons predikant eendag hierdie storie vertel, en ek onthou net, hy het die stelling gemaak, hy het gesê, dan word 'n arend 'n morsige dier. En baie keer is ons, sonder dat ons dit besef, morsig, want daar's optredes binne in onsself, en onthou, ons het die uitdrukking die laaste tyd wat ons deel oor Jesus die Wonderful Counselor, en ons gebruik die uitdrukking en ons nie die statistieke wat sê 'n mens leef 95% van jou lewe uit jou onderbewuste en 5% uit jou bewuste uit. En as 'n ou dit besef, dan sien ons die nood en die ontsettende belangrikheid van toerusting in ons lewens. Dis hoekom worship saam met broederskap en die woord en alles, dit shape jou onderbewuste. Stem jy saam? Want dit is wat die woord sê, dit is toerusting vir ons. Nou, die van julle wat nou nie laasweekie was nie, sal ons julle gou verskoon om net die storie te gaan kyk daar op die video. Maar laasweek het ek die verhaal vertel van John en Carol Arnott. Nou, ek kan dit nou nie weer vertel nie, maar dit was 'n predikant wat die hele lang storie wat uitgeskop is uit die bediening omdat hy geskei is, en sy vrou was hierdie girl was pimpel en pers geslaan deur lovers en alles, en ensovoorts, en op die einde van die dag was hulle die twee gebrokene mense gewees, en hulle was lewensonvervuld, en John Arnott sit by sy predikant en hy sê vir hom, ek is nie gelukkig in my lewe nie. En nou onthou picture Samson, toe Samson se oë uitgesteek is. Wie van julle weet wat het hy gedoen? Ek meen hierdie eens magtige man van God
wat die Filistyne met 'n kakebeen, wat 'n leeu oorwin, wat alles doen. Wat het hierdie eens magtige Samson, wat het hy gedoen elke dag? Hy het die meel gedraai. Elke dag het hy maar opgestaan en sy oë is uitgesteek, met ander woorde, hy het sy visie vir die lewe verloor. En hier om 'n maal, elke dag het hy maar net dit gedoen en dat gedoen, in die ronde die hele dag, en hy het geen lewe geleef nie. Stem jy saam, want dit is wat die Filistyne in ons lewens wil doen. Hulle wil jou oë uitsteek, sodat jy jou droom, sodat jy maar elke dag maar net dieselfde leef. Goed, so, en dit is wat met John en Carol Arnold gebeur het, en hy sê vir sy predikant hierdie woorde, en sy predikant sê vir hom, John, what happened to your love for souls? En hy sê, dit is juist daar, dis hoekom ek so gefrustreerd is. Ek sit in hierdie hok, om nou maar in my taal te sê, of in die voorbeeld te sê, en ek is 'n morsige dier, om het so uit te druk. En lang dank die Here, dat die Here deur daai predikant sy hok oopgesluit het, en hy het weer begin leef, en hulle, John en Carol Arnold, hulle het mekaar gevind, en deur die Here se genade, het hulle die pastorspaar van die Toronto gemeente geraak, wat vandag ons ken as die Toronto Blessing, wat een van die grootste, of die katalysators was, vir een van die grootste herlewings in die geskiedenis van mankind. Halleluja. So, amen, dank die Here daarvoor, stem jy saam. So, maar wat ek net hierdie, ek maak 'n uitdrukking en sê, mense leef ongelukkig, gefrustreerd, nie volkome nie, as gevolg van jou ware lewensdoel wat nie geleef word nie. Die ware lewensdoel, jou oorspronklike roeping wat nie geleef, wat nie vervul is nie. Amen. Nou, ek wil 3 skrifte of 3 beginsels net uithaal, as baie skrifte en baie beginsels, maar ek wil net 'n ding vaslê vir oggend. Deuteronomium 6, baie van julle weet, ek quoteer dit eintlik baie gereeld. Deuteronomium 6 vers 23 sê die Here 'n amazing ding hierso vir die Israeliete. Hy sê, ek het julle uitgelei uit Egipte uit. Ek het julle uitgelei om julle in te lei. Kan ek dit weer sê? Hy het ons uitgelei om ons in te lei. Met ander woorde, hy het ons nie uitgelei om ons daar te los nie. Stem jy saam? Hy het ons uitgelei om ons in te lei. So die Here, Filippense 1 vers 6, wie van julle weet wat staan in dit? Mooi, julle is so slim, dit sê, die werk wat God begin het, sal hy voleindig. Amen, goed, nou weet julle, Filippense 1 vers 6, 1, 2, 3, Oma, die werk wat God in jou begin het, sal hy voleindig. Yes, is dit nie 'n standingsskrif nie? Kom ons sê dit gou weer, 1, 2, 3, Filippense 1 vers 6 sê, nie 4 vers 4, die werk wat God begin het, sal hy voleindig. God het jou uitgelei, hoekom? Om jou in te lei, mooi Jelana, God het jou uitgelei om jou in te lei. Jeremia 1 vers 10 maak 'n ander stelling, hy sê ons ruk uit, hy wys na onkruid in die grond, hy sê ons uproot to plant, sê die Engels, hy sê ons trek uit om in te plant. 1, 2, 3, Jeremia 1 vers 10, ons trek uit om in te plant. Goed, so jy moet eers onkruid uittrek om die goeie in te plant, en dan nog 'n uitdrukking, in 'n kosbare uitdrukking, wat ek wens ek nou oor kon bedien, maar gaan nie. Markus 10 vers 50, sit die bedelaar in Jerigo. Nou onthou, Jerigo was daai tyd die bedelaars paradys gewees. Onthou nou, as ons net so 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis en gaan lees, wat was Jerigo in daai tyd? Dit was die sakewêreld. Dit was die Manhattan van Israel in daardie era. En dit was die plek waar die bedelaars gesit het. En daai ou, die skrif sê hy het 'n bedelaars kleed aangetrek. Met ander woorde, hy het vanoggend sy uniform aangetrek om te gaan bedel. Yes, nou dit is nogal professioneel, né? Stem jy saam? Maar die skrif sê, toe hy Jesus sien, wie van u weet, Gert, jy is altyd so slim, wie van u weet, wat het daai bedelaar gedoen, toe hy Jesus sien? Ek het nou nie mooi gehoor nie. Hy het sy oorkleed, of sy bedelaarskleed,
afgehaal. Wow! So hy het dit uitgetrek om op te staan en Jesus te ontvang in sy hart. Yes, what a stunning ding in ons lewens. Sê, hoor gou hierdie woorde, hy het sy bedelaarskleed eers afgetrek, toe staan hy op en hy gaan na Jesus toe en Jesus verander sy lewe. Yes, is dit nie 'n ding wat ons al klaar kan huis toe vat vandag nie, ouens? So, hy gooi die kleed af om te kan opstaan. Hy gooi die kleed af om dit te kan opstaan. Onthou ouens, ek maak hier 'n stelling en sê, nie een van hierdie 3 aksies. Die 3 aksies is Deuteronomium 6:23, het sê die Here het ons uitgelei om ons in te lei. Jeremia 1:10 sê jy moet onkruid uittrek om die goeie in te plant. Markus 10:50 sê ek moet die bedelaarskleed afgooi om op te staan en Jesus te ontvang. Nou nie een van hierdie aksies is ooit maklik nie, want dit hou gevolge in. En wat is die gevolg? Ek neem verantwoordelikheid. Stem jy saam? Hoekom het die Here 40 jaar gevat om Israel in die Kanaan in te lei? En hierdie is nou groot, dis eintlik so kosbaar. Anna? Yes, hoekom was, dink gou in hulle kop, vir 400 jaar was hulle slawe. 400 jaar was hulle slawe. Dink u, hulle was vrek goed gekondisioneer om slawe te wees. Dit was hulle payroll, dit was hulle, wat vir hulle die hele tyd voorgehou was, slawe, slawe, slawe. Nou iemand het eendag, ek onthou toe ek nog jong was, toe hoor ek hierdie uitdrukking, en hier het 10-1 al so baie al gehoor, dat het God so gevat, om Israel uit Egipte te bevry. Maar dit het 40 jaar gevat om Egipte uit Israel uit te haal. Nou dis nogal deep-rooted, stem jy saam. Maar hoekom ouens, en dit is die kruks van dit alles, hoekom was dit vir God nodig om eers die pad van die woestyn, want het jy geweet toe hulle by Kadesh Barnea kom, beteken dit hulle het al klaar in Kanaan ingekom, toe sê God nou, hy draai eers om. Want Kanaan was God se land. En God se mense kan nie God se land bestuur met 'n slawe mentaliteit nie. We cannot govern the kingdom with a slave mentality. En daarom was dit nodig vir hierdie bedelaar om eers sy kleed af te gegooi het. Dit is nodig vir ons. Nou onthou die uitdrukking vanoggend is as you exit, you will enter. As you exit, you will enter. Nou wat sê Etienne en sy vrou jong Irina? Ek wil net sê, iemand het eendag gedog, Irina is my dogter. Ja. Weet ek nie of ek nou lag of huil. Toe? Het sy beter smaak as ek? Ons eintlik andersom, maar ja, maar dit help my nog net met om aan te gaan vanoggend, ja. So, maar in elk geval, as you exit, you will enter. Wat bedoel Etienne daarby? Ons, elke dag van ons lewens gaan ons deur kamers. Stem jy saam, jy gaan deur die badkamer en jy gaan in jou slaapkamer, jy gaan in jou kombuis, jy gaan allerhande kamers deur. Jy gaan in die huis en jy gaan uit die huis uit. Stem jy saam dat ons beweeg in ons lewens deur verskillende kamers, deur verskillende seisoene ensovoorts. Wie van julle weet dat die kamer of die huis waarin jy bly het nie 'n 5 meter breë deur nie. Die deur is so breed. Stem jy saam? En stem jy saam dat die klere wat ek in hierdie kamer het, dat as ek deur hierdie kamer loop in die nuwe kamer in, is daar nie tyd in hierdie, dis nie so, gebeur nie so dat ek skielik in hierdie kamer ander klere aan het nie. Stem jy saam? Teen die spoed wat ek loop uit die een kamer uit, is daar nie tyd om hier gou aan te trek nie. Wat dit beteken is die klere wat ek aan het in hierdie kamer, is die klere wat ek aantrek in my nuwe kamer.
Nou, wie van die weet dat ek kan nie volkome as 'n daaglikse werker leef as ek nog my pyjamas aan het nie. Nou dit klink nou komies. Maar hier sit nou 'n onderwyser en hulle sê hy's 'n goeie onderwyser. Is mos wat ek moet sê, nee. Is jou pa 'n goeie onderwyser? So. Goed. Nou wie van u dink Andrei sal 'n volkome goeie onderwyser vandag daai jong kinders op skool goed hanteer as hy nie vanoggend sy pyjamas uitgetrek het nie en hy staan voor daai kinders en hy staan voor hulle en hy gee vir hulle klas, maar hy het nog sy pyjamas aan. Afgesien dat die kinders dalk nie dit sal inneem nie, dink jy hy sal op sy gemaklikste wees? Glad nie. Stem jy saam? So dit is so belangrik vir hom om sy dagtaak, en as u nou die simboliek wat ek probeer oordra kan grasp vanoggend. Hy moet eers in sy kamer moet hy eers gereed maak en aantrek en sy nuwe klere aantrek voor hy in sy nuwe kamer kan ingaan. So hoor nou ouens, die klere wat ek in my hierdie kamer aantrek, soos wat ek uitgaan met daai klere loop ek in my nuwe kamer in. Hoeveel keer het ons dit nie al gesien, mense was in verhoudinge gewees en hulle kom deur seer verhoudinge, of hulle nou deur dit net 'n break-up was of 'n egskeiding of whatever die geval is, maar die klere wat hulle hier aan het is nog steeds die klere wat hulle in hulle huwelik instap. Of die klere wat pa verkeerd gedoen het, sê nou maar dit was die geval, en hy het hierdie klere aangetrek vir hierdie kind. En hierdie kind is bekleed met hierdie klere en hy loop met hierdie klere in sy nuwe of in sy huwelik in. Die klere wat jy aan het uit jou in die ou vertrek is as jou exit, dit wat ek in die deur, dit wat ek deurloop is dit wat ek aan het in my nuwe kamer. Stem jy saam dat dit krities belangrik is om voordat ek uitstap uit die deur uit, om eers die regte klere aan te hê vir my nuwe kamer. Maak dit sin? Goed, so, en onthou hierdie kamer kan 'n daaglikse kamer of 'n seisoenale kamer wees. Dit is 'n geweldige omvattende begrip vir oggend wat ek probeer oordra. Nou in 2 Konings 9 kom die Here deur die profeet, en hy sê vir die profeet Elisa om vir Jehu as 'n koning te gaan salf. Nou vir baie jare was daar 'n girl, ek wil nou nie sê 'n vark van 'n vrou nie, maar daar was 'n vieslike vrou met die naam van, wie van julle weet wie was daai vrou wat Israel in die afgrond ingelei het vir dekades? Jezebel. Goed, en daai gees, wie van julle weet, dis 'n vieslike gees. Stem jy saam? Nou die Here het bepaal dat daar einde gekom het, want deur die profeet Elisa was al gesê, die Here gaan 'n man oprig, naamlik hierdie ou, en hy gaan haar slag en alles. Maar die gees van die Here, die salwing van die Here gaan op jou kom, Jehu. Maar daar moes iets gebeur het met Jehu om dit te kan doen. En ons kan nou verskriklik baie daaroor praat, maar die profeet gaan na hom, die Here sê vir Elisa, die volgende vers 2, hy sê, as jy daar kom, nou soos ek weer sê, ou kan nou geweldig baie rondom dit sê, maar ek wil net 'n beginsel hier uithaal, terwille van tyd. Die Here sê vir hom, as jy daar kom, kyk dan waar Jehu, die seun van Josafat, die seun van Nimsi is, en gaan in, en nou ouens vat 'n geweldige groot highlighter, en dan highlight jy die volgende. Hy sê, laat hom opstaan onder sy broers uit en bring hom in 'n binnekamer. En dan sê hy, neem die kruik en olie, met olie en giet dit op sy hoof en salf hom ensovoorts. Ouens, hierdie woordjie broers
het 'n geweldige groot woord in sy oorspronklike teks. En een van die vertalings in die Engels vertaal dit direk as assosiasie. Laat hom opstaan uit sy broers uit. Laat hom opstaan uit sy assosiasie uit. Nou ek het al hoeveel keer gesê, my binneman voorsate, jessie, ek kan brek, want my oupa Grootjie se iets, ek weet nie of dit my oupa Grootjie Oetjie is nie, maar hy was wêreldkampioen in fietsry en sy rekord is ongeëwenaard nog tot vandag toe, maar die rede is daai item bestaan nie meer nie. So, maar in elk geval op die Olimpiese spele in Berlyn en in Sydney het hy die goue medalje gekry op die 100 myl. Goed, julle kan maar gaan kyk, Hendrik Binneman. Wow. Wêreldkampioen. Jy sien, Binnemans is goeie mense, né? Maar my eie oupa was 'n vrymeselaar. En hy het 2 vrouens gehad. En hy dit en hy dat en allerhande goedes gedoen wat nie so nice was nie. So moet ek nou huil, brek oor my oupa Grootjie Oetjie wat wêreldkampioen was of my eie oupa wat nie so nice ou was nie. Maar wat sê ek daardeur? Ek dank die Here dat die skrif sê my burgerskap 1 2 3 is nie van hierdie wêreld nie. So ek hoef nie te ly dank die Here onder die foute wat my oupa gemaak het nie. Prys Jesus vir dit, vir die kruis. Halleluja. Nou dankie Here daarvoor. Nou wat sê ek daardeur? Die skrif sê staan op uit jou broers uit. Jy's uitgelei om in te kom. Jy moet eers ontplant of uittrek voordat jy kan aantrek. Jy moet eers die ou kleed afgooi om die nuwe te kan beklee. Ek het eers nodig om my assosiasie van die vorige era in my lewe te undo voordat ek die nuwe kan beklee. Vir hierdie ou, vir Jehu, om Jezebel te kon oorwin, kon hy dit nie doen solank hy nog geassosieer was met die vorige seisoen of die kamer van sy lewe nie. En dit is 'n godly principle wat mense nie verstaan nie. Kom ek verduidelik dit verder. Die Here sê vir my volgende, hy sê, die Here het jou uitgehaal om jou in te sit. Haal hom uit om hom in te sit. 1 2 3 sê, vat hom uit om hom in te sit. Mooi. Vat hom uit sy assosiasie uit. Met wie assosieer ek? Ek onthou eendag het 'n ou vir my 'n ding geleer. Hy sê hy vat hierdie oom op die veiling elke dag vir 'n koppie tee voor die veiling. Hierdie ou het nie opleiding gehad nie. Hy was 'n gewone werker. Ek weet wat hy gedoen het, maar en toe vat hy pakket en hy wil gaan boer, maar hy het nie boerdery kennis nie. Maar hy was slim. Weet jy wat doen hy? Hy vat die oom, kom ons sê maar oom Frikkie, elke oggend voor die veiling en steek hy hom vir 'n koppie tee. R5. Daai tyd was 'n koppie tee R5. Vir jaar in en jaar uit, R5. Elke oggend, elke Vrydagoggend 'n koppie tee. Goed. Lang daarna, toe vra oom Frikkie vir Pietie. Pietie, nou weet ons is nie regtig hulle name nie, maar hy sê vir hom, hoekom steek jy my elke Vrydagoggend vir 'n koppie tee? Hoekom is dit so belangrik? Hy sê, oom se wysheid is die beste universiteit. Maar dit is baie goedkoper vir my om universiteit toe te gaan. R5 'n week is baie goedkoper as koffsies. Hy was redelik slim, stem jy saam, want hy het geassosieer met 'n ou baas wat hier pad geloop het. Stem jy saam? Hy het rykdom, hy het wysheid gaan tap. R5 'n week. Maar dit was vir hierdie ou nodig om te assosieer met iemand wat op hom kan afsmeer. Yes, gee daai ou krediet. Stem jy saam? R5 'n week. Goed, nou weet jy, soek net iemand om te gaan koffie drink. R5 'n week. So, maar ouens, die Here sê vir hom, kom uit jou assosiasie uit. Laat staan die assosiasie waarmee jy geassosieer word. Ouens, kom uit.
die assosiasie uit. Hoekom? Hy sê, gaan in die binnekamer. Nou, hoekom moet ek eers in die binnekamer gaan? En ek weet, die binnekamer is die plek van ontmoeting met God. Maar hoekom, ouens, in jou binnekamer word jou lewensboodskap vry? Stem jy saam? Dis in my lewensboodskap, in die binnekamer wat ek God beleef. Want dit is, ouens, hoekom sê ek dit? Jy connect met die hemel. Jou oorsprong. Jy connect met die hemel en wat gebeur dan? Jy assosieer met jou nuwe assosiasie. As Jehu nog geassosieer het met sy broers, het hy nie met sy hemelse calling geassosieer nie en het hy op sielskrag vir Jezebel probeer oorwin en as Jezebel was 'n meester manipuleerder. Want dit is waaroor die Jezebel gees gaan en hy sou dit nie gemaak het nie. Hy sou nie op daai vlak met Jezebel, toe Jezebel daar op die balkon staan en sy verf haar oogie swart en sy sê vir hom, en sy wil vir hom manipuleer. As hy nie in die binnekamer was nie, as hy nie in die binnekamer was, is die klank reg? As hy nie in die binnekamer was nie, sou hy op 'n menslike vlak met Jezebel getraai het en hy sou pak gekry het. Want ons kan nie met Jezebel en mense vou met Jezebel omdat hulle op 'n natuurlike manier en op 'n vleeslike vlak sonder die ervaring uit die binnekamer, sonder ons assosiasie met ons hemelse calling. Dis sonder dit mis mense die oorwinning. Amen. R5 'n koppie tee met die regte assosiasie en dat die vermoë om van jou 'n goeie boer te maak. Ek ken daai ou. Sy naam is nie Pietie nie, maar hy is 'n groot goeie boer vandag. Hy was nie universiteit toe nie. Nie dat die universiteit verkeerd is nie, maar jy verstaan wat ek bedoel. Nou ouens, in 2 Samuel 12 gaan ek nie nou lees nie, maar u almal ken die verhaal van Dawid met Batseba wat gesondig het. En ek het 'n boodskap gebring lank terug en ek kan dit net vir u aanbeveel as u dit wil hê. Die boodskap se naam is jy sal jou swaar kry vergeet. Wat dit die hele boodskap is net oor dit, maar ek wil net 'n ding uithaal uit dit uit. Dawid verwek 'n kind van sonde by Batseba in 'n oomblik van swakheid. Nou ouens, kom ons wees nou mens. Wie van ons het nog nooit 'n oomblik van swakheid gehad nie? En wie van ons het nog nooit 'n kamer gewees waar ons besef hierdie kamer is nie die kamer waar ek moet wees nie. En hierdie kind van sonde sterf en interessant. Onthou Dawid bid nou en hy sê Here, moenie die kind doodmaak nie. En die skrif sê God het hierdie kind getref. En hierdie kind sterf. En toe die kind sterf, toe staan Dawid op. Wie van u weet wat het hy gedoen? Hy het gaan was en hy het geëet en hy het gesê ek is honger en hy het aangetrek en hy het gesê bring my en hy het begin 'n bevele gee en hy was weer koning. Met ander woorde, hy het hom as koning gedra. Nou sit jouself nou in hierdie posisie. Sê gou saam met my, Dawid het hom weer as koning gedra. Nou weet jy, God wil hê jy moet jou as 'n koning gedra. Maar Pietseer, hoekom het God hierdie kind getref? En ek weet, God is soewerein, die skrif sê, as ek die Bybel reg verstaan, as ons in die hemel kom, gaan ons daai kindjie sien in die hemel, en hy gaan vir almal sê, boys, julle hoef my nie lewendig te gebid het nie, ek is beter af. Goed, so hy is gebless, hy is in die hemel en alles. Maar die Bybelse beginsel was, as Dawid, daai kind, wat dood was, gedra het en gehuil het die hele tyd. Ek wil nou amper sê gou saam met my, moet dit nie sê nie. Maar ouens, hoekom het God die kind laat sterf? Want, as daai kind groot geraak het, solank as wat daai kind daar was, vir so lank, sou Dawid geassosieer word met sy sonde. Vir so lank sou Dawid die assosiasie gehad het
met dit, en vir so lank sou Dawid die klere aangehad het van sy vorige kamer. Picture ouens, as hierdie kind gesterf het, en Dawid loop met hierdie kind, en hy stink van doodsheid. Wat sou gebeur het? Dawid sou self begin stink het, van die dood. En mense loop vandag nog, en hulle sê, hoekom wil mense nie by ons wees nie? Hulle wil nie by jou wees nie, want jy stink. Skus. Maar is dit so, ouens? Ek weet van 'n vrou wat by die huis alleen was, haar man was nie daar nie, en sy het 'n pofvader in die huis gekry, en sy weet nie wat om te doen, en sy druk die besem, en sy vat die pofvader hier agter. En die bek staan so oop, sy het hom hier agter sy nek, sy was bietjie dapperder as ek. Nou loop sy buite en weet sy nie wat om te doen nie, en as sy by die jong kom, dan sê sy vir hom, wil jy nie, en as sy opkyk, dan is die jong weg. Dan kom sy by die ene, dan wil jy nie die ding gaan vrek maak nie, en as sy kyk, dan is sy skoene hier, maar hy vang die boomse takke met die afkomslag. So, maar toe moes sy op die ouene die ding in 'n vice grip gaan vrek maak het binne in die stoor. Maar stem jy saam, solank sy met hierdie slang kom, wil niemand by haar wees nie. Kan sy iemand kwaadlik neem, sal jy by haar wil wees? Mense wil nie by iemand wees as hulle ryk na die dood van die vorige kamer nie. En as ons die grootsheid hiervan besef, is dit 'n lewenstip vir die res van jou lewe. Yes. I mean, wat sê ek ouens? Anders, hierdie kind, Dawid se kind, as hy, wil jy nie gewoon na die vorige een toe gaan, asseblief? Ek wil, Dawid se kind, die kind van sonde moes sterf. Waar is ek nou? Daar is hy, skus. Dawid se kind van sonde moes sterf, anders sou hy daarmee geassosieer word. Skus, is Job. Dis my handskrif, is Job. Sorry. Job 11 vers 16 sê, jy sal jou swaar kry vergeet, as jy dit laat los. Die ouens sê vir Job, hy sê, Job, as jy hierdie ding laat los, sal jy jou swaar kry vergeet. Jy sal jou verlede vergeet. Maar hoor nou mooi, toe Dawid daai kind dood is, sê gou saam met my, toe eers het hy opgestaan en hom as koning gedra. Toe eers. Nou, wat sê ek hierso? As hy met die dooie kind, wat deur God gedood is, geloop het, het hy self begin stink na die doodsryk. Nou hoor nou na die volgende ding wat ek sê, en dit is, staan hy daar, mense, luister nou mense kom in die nuwe vertrek met die doodsreek van die verlede. En as ons dit net besef, onthou nou net, wat ons sê is, ons leef 95% uit ons onderwys. Dit is fout hier. Dit staan hier. Nee, ek het ook nie die ene sien praat. Dit is wat aangekom word, nie maar dit is die idee. Maar aangaan. Dit is net vir die opname. Goed, dis nou weer tekens en wonders. Sy gee tekens en wonder wat. Maar in elk geval, so dis nou, maar in die case, wil te hê, want ek moet hier hou as ek aangaan doen. Ek hou my net. Goed, so dan kan ek aangaan. Sorry, julle allemaal. Dit is af. Ja, kom my aan. Maar is reg, dit is maar afgaan. Goed. Maar in die case, so gaan ek aan. Maar ouens, as ons net besef dat die hoeveel keer as ons uit ons onderbewuste leef ons
En ons bly leef. Dit sal ewig leef. In elk geval, ja, kom op. Ek weet nie, hy is vol. As hier nie 'n ding doorgaan, die drie afkans, nou, die hoef nie weg. Wat sê jy? Wat sê jy? Kijk, zo heel goed, maar goed. Ach, zo goed. Ja, ons moet nou daar staan. So jammer nou vir die ons wat in die boodskap gekry het. Maar in die case, so die lang en die kort is mense leef. Baie mense is baie opgestel. Leef. Baie leef. Dankie Adrian. Goed. Nou verstaan ons wat sê die skrif van ons leef vir ewig. Daai kamer gesukkel om uit daai kamer uit te kom. Goed, maar in elk geval kom ons terwille van tyd. Want laat ons nie nog te lank leef. Ek wil nou mik om dit te lees. Maar kom ek maar julle gaan dit mos op julle eie lees, né? Nee. Goed, mooi. Kom ons gee 'n voorbeeld van iemand wat nie met die laste leef van die vorige kamer nie. Dit is God se hart vir u. Stem jy saam? God het gedeel. En hier sê Absalom is dood. En dat is wel Ek sit hom net by jou neer. Dis net vir jou. Ek sit hom net hier neer. Goed. Dankie. Nou God het gedeel met sy battle. Maar wat gebeur toe nou is Joab wat die weermag se leier was, sê hierdie woorde, die goeie nuus, sê gou saam met my, goeie nuus. Goeie nuus van die nuwe kamer, met ander woorde, goeie nuus is, die Here het vir Dawid vrygemaak, die Here het met hom gedeel, die goeie nuus is, hierdie ou is koning ensovoorts, maar, wie gaan dit nou vir ons sê? En hier kom staan Frikkie op, en hy sê vir Joab, hy sê, ek sal hardloop. En het was nie net oor die bult wat hy moes gehardloop, dit was vrek ver. En hy sê vir hom, ek sal hardloop om vir hom die goeie nuus te gaan gee. En Joab kyk na hom en hy sê vir hom, luister, ek weet nie of hulle rouvol of whatever hulle gehou het nie, maar Joab sê vir hom, jy is nie in die lyn vandag, jy gaan nie betaling kry, hierdie ou gaan betaling kry, dit is sy beurt. Hy gaan nie betaling, soos hulle praat vir daai tyd van boodskappersloon. So hy gaan vandag die py kry om te hardloop. En wie van die ken die verhaal, wat het hierdie Pietie gesê hierso? Wat het hy gesê toe Joab kom sê, jy gaan nie betaling kry vandag. Toe sê hy vir hom, ek gaan nog steeds hardloop, want ek kan nie stil bly as hierdie goeie nuus, ek wil hardloop. En Joab sê vir hom, luister, hierdie ou hardloop klaar, daar trek hy. En hierdie ou sê vir Joab, hy sê, luister Joab, al word ek niks betaal vandag nie. Die woorde daar is, hy het vir Joab gesê, kom wat wil, ek hardloop.
En die skrif sê hy het gehardloop. En hy daai ander ou wat gehardloop het van agter af verbygevat. En toe Dawid daar sit en hy sien deur in die laagte kom bietjie aangehardloop. En die ouens sê vir Dawid, daar kom 'n man aangehardloop. En Dawid sê vir hierdie ou, toe hy sien wie hardloop, toe sê hy's 'n goeie man. Hy kom met 'n goeie boodskap. Nou ouens, die voorbeeld van hierdie ou is, hy was vry. Hy was vry om te hardloop met die goeie nuus. Nou daar's 'n beautiful skrif in Jesaja 52 vers 7 wat sê, hoe mooi en hoe lieflik is die voete van hulle wat oor die berge en in die dale hardloop, wat die goeie nuus bring, om te sê God is koning. Ouens, die Here het jou gebless en gesalf met 'n goeie boodskap. Jou lewe weerspieël jou boodskap. Amen. Jou lewe weerspieël jou boodskap. Nou hierdie ou, God het lankal gedeel met jou vorige kamer se foute. Maar hoe vry hardloop ek? Of hardloop ek met die klere aan van my vorige kamer? Assosieer jy nog daarmee? Of connect jy met God om met oortuiging te hardloop? En ek wil aan hakies sê, al is daar nie eens 'n boodskappersloon nie, om met oortuiging te hardloop met die goeie nuus. En dit is wie jy is. Stem jy saam? God het jou nie gemaak om in 'n kou te sit, soos 'n arend en 'n morsige dier te wees nie. God het vir John Arnold nie gemaak om elke dag soos 'n Simpson net in die ronde te loop nie. En net 'n normale, ordinary man te wees nie. God het jou gesalf met 'n boodskap. Met 'n lewensboodskap. En baie keer, weet jy wat, hoeveel keer het ek al gedroom, en nou praat ek van jare al. Bedoel nie, ek slaap nog al die jare nie, maar van die jongste tye af, wat ons in die bediening is, het ek nagmerries al gehad. En van daai nagmerries is ek staan voor mense, dan het ek nog nie aangetrek nie. En dan skrik ek wakker, en dan trek ek aan. Of dan trek ek kerkklere al, wat so uit te druk, maar om te dink, ek staan voor mense en ek bedien hulle, maar ek het nie die regte klere aan nie. Nou ouens, baie keer is ons in nagmerries so, nou kom ek sluit af, om te sê, as jy die goeie nuus geproe het, kan jy nie stil sit in jou vorige kamer nie. Kan ek nie my bekostig, en ek wil dit nie doen nie. Dit is soos daai arend wat aan 'n morsige dier word. En ek wil jy bemoedig vandag en sê, kom ons bid vir oggend. As jy nodig het, maak nie saak wat 'n tipe kamer dit is nie. Maak nie saak wat die assosiasie is van die vorige kamer nie. As jy nodig het vandag om te disassosieer met 'n broederskap of met 'n assosiasie wat nie vir jou goed is nie, of wat nie gepas is vir die nuwe kamer wat jy betree nie. Is dit nie vandag sommer net goed om soos daai bedelaar vir die Here te sê, Here, ek gooi hierdie kleed vandag af in Jesus naam. Amen. Kom ons bid. Here, ons dankie. Ons loof U vandag, Here, dat U 'n progressiewe God is. U is nie 'n God wat ons wil laat stil staan nie. Dankie, Here, dat U woord so vol is van genade, en dat U, wanneer U genade het met ons tekorte. Here, ons het vanoggend in een lied gesing wat sê, from age to age your mercy stands. En dan die stelling gemaak, though I may fall from time to time, your love for me causes me to change. En Here, al val ons baie keer, al glip ons baie keer, en ons praat dit nie goed nie. Maar dankie dat hierdie kind
van sonde gesterf het. En dit was vir Dawid nodig om op te staan en in die binnekamer. Die skrif sê hy het in die tempel, uit in die voorhoewe van God ingegaan en die skrif sê hy het aanbid. Hy het nie bly klou aan die kind van sonde nie. En Here, ek bid vandag dat maak nie saak, en selfs al was dit goeie klere wat ons in die vorige kamer aangehad het, nie net slegte klere nie. Maar Here, help ons vandag om dit neer te lê. Om te kan sê, Here, ek deel eers hier, want dit wat ek in my nuwe vertrek ingaan, is vars. Ek wil gereed wees. Here, soos daai bruid wat uit die kamer kom en gereed is vir die bruilof, met die regte kleed aan. Wil ons wees, Here, ons wil gereed wees met die klere wat ons aan het. Here, ons het gesing vanoggend, Come Jesus, come, en ons het gesê, it might be today. En ons praat nie net hier van die fisiese wederkoms nie, ja, dit ook, Here. Maar ons praat vandag dat U inkom in ons situasie en U wil vorentoe gaan met ons. Ek bid vandag, Here, dat dit vir ons 'n blye dag sal wees, dat ons soos daai hardloper sal sê, ons hardloop. Ons hardloop. Maak nie saak of daar nie 'n boodskappersloon is nie. In Jesus naam, Here.